Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Welkom by Straatwys. Nou gister gebeur iets met my. Ek doen iets en terwyl ek dit doen, sê ek vir myself, ag nee Dion. Alweer? Dis nie iets groots wat ek gedoen het nie, nie iets wat die wêreld gaan skud nie, maar dis daai tipe ding wat jou irriteer, wat jy weet eintlik beter. Jy weet jy moes dit nie gedoen het nie en tog daar doen jy dit weer. En wat dit nog erger maak, is daai oomblik net voordat ek dit doen, het ek amper met myself 'n mooi onderhandeling. Ek sê vir myself, ag man, dis eintlik oukei. Miskien is dit hierdie keer nie so erg nie, of hierdie keer gaan dit anders wees. Maar diep binne in my weet ek klaar, dit is nie anders nie. En dit het my laat dink, want ons het almal patrone, ons het almal habits, maniere van doen, van dink en reageer. En dis ook op 'n manier 'n tweesnydende swaard, want aan die een kant het jy sekere habits wat jou lewe bou, maar aan die ander kant het jy goeters wat stadig maar seker jou lewe afbreek. Vat byvoorbeeld iets soos rook. Min mense begin en staan eendag op en sê, weet jy wat, ek gaan hierdie probeer want ek wil graag eendag verslaaf wees. Nee, dit begin klein, dit begin by 1 sigaret. Daar kom net te probeer, net om in te pas, net vir die oomblik en dit voel onskuldig. En dan kom daar nog een en stadig sonder 'n geraas kruip dit in jou lewe in. Tot dit nie meer 'n keuse voel nie, maar 'n basiese behoefte. En dis hoe baie van ons slegte patrone werk. Hulle kom nie met alarms nie, hulle kom nie met waarskuwings nie. Hulle fluister vir jou, ag, dis oukei, ag, dis net een keer, of jy kan dit hanteer. En voor jy jouself kry, is jy vas. Nou hier is die ding, wanneer iemand wil ophou rook, lyk dit vir daai persoon, en ek is self een van hulle, soos 'n berg. Dis groot en is onmoontlik en dis vol effort en harde werk. En dan dink jy, ag, weet jy wat, nou, ek sal eerder later begin, of ek is nog nie reg nie, of, joh, dit lyk vir my heeltemal te moeilik. Maar dalk is dit nie hoe dit werk nie. Dalk is dit nie een groot besluit wat jou laat ophou met 'n ding nie. Dalk is dit een klein besluitjie wat jy oor en oor neem. En waar jy sê, hierdie 1 sigaret gaan ek voor nee sê, en dan sê ek weer nee vir die volgende een, en weer nee vir die volgende een. Dis nie dramaties nie, dis nie glamorous nie, maar dis kragtig. Want op dieselfde manier wat die gewoonte stil in jou lewe ingesypel het, kan jy dit ook stil begin uitdryf. En dit geld nie net vir iets soos rook nie, dis vir daai reaksies in jou, daai goeters wat outomaties gebeur, daai outomatiese gedagtes, daai patrone wat jy nie eers altyd vir mense wys nie, daai skadukant waarvoor jy baie keer skaam is. Om bewus te wees daarvan is belangrik, maar dis nie genoeg nie. Jy moet begin kies, jy moet begin sê, nie vandag nie, nie hierdie keer nie. En dis waar groei inkom, nie perfek nie, nie alles op een slag nie, maar minder van dit wat jou breek, en meer te kies van dit wat jou bou. Want miskien is groei nie om oor te begin nie. Miskien is dit soos om jou bed op te maak. As jy in die oggend opstaan en is die mekaar, het jy nie nodig om 'n nuwe bed te gaan koop nie. Jy werk met wat jy het. Jy trek die lakens reg en die duvet en jy stryk die krekels uit. En ja, môre gaan dit 10-1 weer die mekaar wees. Maar vir vandag werk dit. Vir vandag maak jy dit reg. En vandag kies jy om dit mooi te maak. En dalk is dit hoe vryheid lyk. Nie een groot oorwinning nie, maar 'n klomp klein oorwinningkies saam. Een keuse op 'n slag, een nee op 'n slag, een anders doen op 'n slag. En miskien is dit al wat jy vandag hoef te doen. Net een dingetjie te doen wat jy anders doen. Net een keer vir iets nee te sê. En dan môre, dan gaan jy dit weer en dan sê jy weer nee en jy hou weer op om dit te doen. En kort voor lank kom jy agter, joh, ek is 'n nuwe mens en ek leef met vryheid. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.